Hoe voel jy oor studente? Is hulle te stout of maak hulle dit net lewendig? Hulle maak die dorp baie lewendig. Hulle is dalk jonk en hulle is vol energie. Maar wie wat jou ouer mense het daai dinge nodig. Dit moet in die dorp wees om die dorp bietjie lewendig te hou. Oranje is een van die beste plekke om te wees en ek wens meer mense wil dit besef. Ek gaan uit 'n vieslike omgewing. Ek wil nou nie jou voormalige buurt sleg sê nie, maar jy het dit nou self so genoem. En nou het jy gekom na 'n mooi plattelandse dorp toe wat veilig is. Goeiedag, welkom by nog 'n episode van ons Orania Dorpsraad gesprekke met Oraniërs. Vandag is ons gas Heinrich Bakhoff, wat ongeveer 5 jaar in Orania is, het jy gesê, nou, hoe lank is jy al hier in? 5,5 jaar, ja. Ek is 5,5 jaar. En van waar af kom jy? Springs. Oosterrander. Oosrand, ja. Het die Oosterrand nie 'n sekere reputasie nie? Ja, ongelukkige Springs redelik naby aan Brakpan. So daar is 'n reputasie. Okay. En wat het jy gedoen, sê maar, voordat ons praat oor wat jy nou doen, wat het jy gedoen voordat jy Orania toe gekom het? Ek het daai tyd het ek klaar geleer in goede en toe kry ek nie werk nie want dit was die oorgang na die nuwe regering toe en toe verkoop ek maar my kar en toe koop ek my eerste swaar voertuig en ek het van daar af maar transport besigheid gehad. Ek het ander besighede ook begin soos industrial supplies, dis sulke tipe goed, mense wat ek verhuur het vir werk. So ek het maar daai dinge gedoen daar in die rand. En jy was daar op skool ook, so daar groot geword en toe daar gebly. In Springs was ek in die Hoër Tegniese Skool Springs. So ek was nog al die jare daar. Ek is inteendeel gebore daar waar vandaan kom en ek het maar omtrent seker 2 kilometer van my ouer huis af het ek 'n huis gekoop en ek het al die jare daar gebly. O. En daarso ook 'n oulike jong dame raak geloop? Ja, uiteindelik ja. Ja. En ek weet, jy het kinders, is jou kinders daar al gebore? Hoe oud is jou kinders? Ja, al my kinders is daar gebore. Die een is nou 20 jaar oud, die ander ene is 18 jaar oud en die jonger enetjie is 14 jaar oud. O. Okay, so ooglopend het jy jou hele netwerk, almal wat jy geken het en alles wat jy gedoen het was in die Oosrand. So wat het jou toe nou aan Orania laat dink? Wel, ons het elke jaar, 1 keer 'n jaar het ons maar op verlof gegaan en as gevolg van hierdie stemselsoorplanting wat ek gehad het, toe kon ons nie. En toe daai Oktober, toe kom die vrou by my toe sê kom ons kom kyk wat gaan hier so aan. Mens hoor van Orania, maar jy weet nie van die plek nie. En ek het nie eens geweet waar is Orania. En ons het gekyk en ons het gekom en kom kyk en binne die eerste 2 dae toe besluit ons kom hier bly. Is dit? So dit was net voor COVID, met ander woorde, né? Ja. Ja. 2019. Ons was hierso gewees Oktober maand 2019. O. Goed, uitstekend. Maar voordat ons miskien nou daai, kom jy het nou verwys na die stamseloorplanting wat jy gehad het. Hoekom was dit nodig? Jong, hulle het my gediagnoseer so 10 jaar terug met dat ek multiple sklerose het. En hulle toe die stamseloorplanting het hulle gedoen om seker maar verbeteringe goede te probeer kry met die siekte want hulle daar is niks wat jy kan doen regtig vir dit. Is dit iets wat mens kan herhaal weer? Gaan jy dit dalk weer een of ander tyd? Nee, nooit weer nie. Net 1 keer. O, is dit? Okay. So jou vrou het nou Orania genoem en julle daarvan gehou. Wat het julle, hoekom het sy eerstens gedink Orania as 'n moontlikheid en wat spesifiek het julle toe nou laat besluit om alles wat julle ken op te gee en hiernatoe te kom? Jong, sy het maar net, sy het so, toe sy sien, ons kan, want omdat ons altyd Julie maande see toe gegaan, het is 'n lekker tyd om see toe gaan, toe het sy maar besluit, okay, ons is nou end verby Julie maand, ons gaan nou na Oktober maand se kant toe, dat sy nou na ander plekke kyk, en sy het maar net toevallig besluit, kom kyk want ons het gehoor van die plek, en sy het besluit, laat ons hiernatoe kom, en kom kyk wat hier aangaan.
En was eintlik 'n maklike besluit want ek het omdat ek siek was en niks meer kon doen nie en kyk daar aan die rand is dit maar 'n ander vieslike veiligheid gedeelte en ek het 3 meisiekinders so toe besluit ons net om hiernatoe te kom. So jy het nou gesê jy weet jy gaan uit 'n vieslike omgewing. Ek wil nou nie jou voormalige buurt sleg sê nie, maar jy het dit nou self so genoem. En nou het jy gekom na 'n mooi plattelandse dorp wat veilig is en wat nog het die kulturele aspek die Ja, dit is definitief wat my getrek het. Dat jy tussen jou eie mense is en jou eie ding kan doen en deur jou eie mense gehelp word in restaurante, in kruieniersware plekke. Dis wat baie lekker is. Ja. En ek dink vir jou is dit seker dalk meer relevant as vir enige ander ou rondom mediese sorg. Hoe sien jy die huidige situasie in Orania? Jong, ek sou graag wil hê hulle moet hulle het gepraat van daar kom nog weer 'n hospitaal. Ek weet nie presies wanneer nie, seker maar wanneer die geld reg is. Maar sulke tipe goed vir jou ouer mense wat sulke tipe goed nodig het. Op die oomblik gebruik ek glad nie mediese sorg nie, niks. So want ek is daarom nog al die jare van kind af nog 'n baie gesonde mens. So ek het nog nie mediese sorg nodig nie. Ja. Ja, okay, ja, so ek is nie presies seker wanneer ons hierdie gaan uitsaai nie. Maar dit sal wees voor die 25ste Augustus 2025, want op die 25ste Augustus is daar 'n gemeenskapsvergadering in die gemeenskapsaal waar die hele situasie rondom mediese diens in Orania. Ek het gesien. Ja. So daar's nogal opwindende strukture wat eintlik reeds in plek gekry is oor 'n paar jaar se tydperk. Maar wat nog nie eintlik publiek gemaak is nie, want dit wat die hele sommetjie was nog nie klaar nie. Maar dinge is nou aan mekaar gesit, so ek hoop dat dit 'n klomp bekommernisse in die dorp sal verminder wanneer mense alles verstaan wat in die gang is. En die hele oplossing wat nou bymekaar gesit is nie 'n owerheidsding nie. Dis nie die dorpsraad as sulks wat dit gedoen het nie. Dis privaat mense, dis 'n maatskappy van Oraniërs wat in plaas van om net saam met 'n probleem te probeer leef, 'n oplossing daarvoor gevind het. So dis heeltemal 'n gemeenskapsinisiatief. En dit is presies dis die hele idee van Orania. Doen dit self. Mense, selfs binne in Orania moet mense dit nog steeds self doen. Jy moet nie die hele tyd die verwagting hê dat iemand of die owerheid of die dorpsraad of iemand dit vir jou gaan doen. So dis eintlik ook die rede hoekom ek nou veral in die laaste week of wat met jou kontak gemaak het, want jy is 'n sprekende voorbeeld van dit. Hoe voel jy oor studente? Is hulle te stout of maak hulle dit net lewendig? Hulle maak die dorp baie lewendig. Hulle is dalk jonk en is vol energie. Maar wie wat jou ouer mense het daai dinge nodig. Dit moet in die dorp wees om die dorp bietjie lewendig te hou. Ja, ek dink ook so. Dit is soos mense nou maar sien wat die Here se paadjie met Orania is, maar ek dink so al van Orania oor 15 jaar amper soos wat sê nou maar Potch of Stellenbosch was 30 jaar terug of 50. Jy weet, daai tyd toe dit 'n gesonde studentekultuur rondom daai tipe van ding. Ek dink dis waarna toe ons potensieel gaan beweeg. Ja. Heinrich, was jy 'n groot sportondersteuner of hoe het sport in jou lewe 'n rol gespeel? Jong, ek sal goed kyk soos rugby, dis vir my baie lekker. Ek het nou self nie regtig deelgeneem in dit nie, soos ek jou sê, my pa het eerder vir my gesê, daar's werk om te doen, daar's nie tyd om nou om my op en af te ry na sport by einkomste en oefeninge en goed te doen nie. So ek is dalk nie soos wat baie ander persone is, so erg oor sport, maar ek hou daarvan. Ek het daarvan gehou om na 'n losie toe te gaan en 'n rugbywedstryd te gaan kyk of 'n cricketwedstryd te gaan. Wat is jy seker 'n Lions ondersteuner gewees? Noord-Transvaal. Ek is jy's daarom alright. Ek is ook 'n ou Pretoriaaner so. Ja. Okay. En as toe jy nou op skool was en nou sport wou doen, maar jy moes werk, watse tipe werk het jou pa
toe Ons het ek het op 'n plot gebly, so daar was maar altyd werk daaraan verbonde. Ek het byvoorbeeld, ek het nie in die koshuis gebly nie, maar ek was in die middag, ek was heeldag op skool, dan is ek in die middag van 2 tot 5 in die koshuis gewees, en dan kom al my ouers my, maar daar is altyd werk by die huis, want ons het 'n klomp melkbeeste gehad, en daar's gras wat moet gesny word, voere wat moet aangeplant word, so was maar my deel van werk gewees. Wow. En jou vrou, sy's ook 'n Oosterrander, het jy gesê, sy ook 'n Springsmeisie. Sy kom op vandaar, Ja. ja. En is julle ewe oud? Nee, ek word nou 50 en sy's nou 45. O, okay. Ek moet sê, ek sou gedink het ek is heel wat ouer as jy. Ek dink ek lyk slegter as jy, of maar ons is amper ewe oud. Ek's bietjie voor jou daarom. Ja. Goed, Heinrich, so as daar nie, het jy nog iets wat jy wil sê? Jong, nee, maar net dat Oranje is een van die beste plekke om te wees, en ek wens meer mense wil dit besef. Ons het nie meer baie tyd oor, glo ek, om tot daai besef te kom nie, want dinge is maar besig om na punt toe te gaan in ons land. Ja, en dalk in die wêreld. Ja, in die wêreld, ja, die hele wêreld, alles is deur mekaar. Ja, ek het een van die redes hoekom ek gekom het, behalwe dat die grootste rede is dat ek is hier om 'n bydra en 'n opoffering te lewer vir Oranje se ideaal, vir die vryheid van die boerevolk. Maar ietsie, nog 'n volgende rede op die lysie, is dat, in my opinie, is Oranje 'n perfekte plek om te wees as daar 'n algehele ineenstorting van beskawing is. Jy weet, as daar een of ander apokaliptiese ding in die wêreld gebeur, dan is ou baie slegter af in 'n woonbuurt in 'n stad iewers, omring deur 'n demografie van 'n klomp verskillende mense, as wat jy in 'n plek is wat almal demografies dieselfde is en dieselfde ideale het en sal saam staan. Ek glo so, ek dink as dinge hier gaan gebeur, of wêreldwyd gebeur, is die kanse dat die mense gaan saam staan, ons kultuurmense gaan saam staan, dalk die heel beste. Dit is die beste plek om te wees, volgens my, in waar ook al. So baie mense vlug nou land uit, hulle gaan kry vlugtingstatus in Amerika en daai plekke, maar ek weet nie of dit die antwoord is nie. Baie mense neem aan dit is die antwoord en hulle gaan. Heinrich, baie dankie dat jy kom gesels het met ons vandag. Dood terug. Totsiens. Ja. Ek moet sê, jy's nou my 4de kliënt. maar ek het nog nie soos 'n lekker inleiding nie. Die program het nog nie 'n naam of iets nie. Jy weet, so dan is dit altyd as ek begin, dan weet ek nie hoe moet ek dit nou voorstel nie, maar ja, so.